die woordbediening vanoggend, soos ek vir julle elke week sê, het julle Bybels hier? Iemand, wys vir my, daar sê Jackie, jy het sommer 2. Daar sê, prys die Here. Ons gaan vanoggend lees ons uit 2 Samuel 13 van vers 23. En nou die laaste week het ons gepraat en ons is besig met 'n reeks, die hart van 'n gelowige. Die hart van 'n gelowige en hoe lyk dit? Ons het laas week gesê, geloof sonder aksies is niks. Jy kan al die geloof in die wêreld hê, maar as jy nie iets daaraan doen nie, as jy nie aksie tot dit sit nie, is jou geloof niks. En ek hoop dat die refleksievraag wat ons uitstuur, regtig jou hart bemoedig en jou uitdaag om te sê, maar wat doen ek met my geloof? Waarmee is ek besig? En hierdie week praat ons gaan aan met deel 2 met die hartsake van 'n gelowige. En my tema vanoggend is 'n bitter hart. Wanneer seer nie hanteer moet word nie. Nou dis iets wat baie van ons elke dag mee sit. Daar's mense wat vir ons goed sê, daar's mense wat goed aan ons doen. En baie keer dan maak ons asof die goed wat gedoen het, ons nie seer maak nie. Ons sê, ag, dit beteken niks vir my nie. Maar binne ons harte weet ons dat dis eintlik iets wat swaar is. Dis eintlik iets wat ons kwaad maak. En sien, wanneer ons kwaad of ongelukkig is, dan is daar 'n wortel wat vasvang binne ons hart. En dis bitterheid. Dis bitterheid. Ons lees saam uit 2 Samuel, dis 2 Samuel 13 van vers 23 af. So 'n bietjie konteks. Ons het gelees eintlik hoe Absalom, en ons lees 'n bietjie van Absalom, maar Amnon sy boetie het jaloers geraak. Hy het verskriklik, hy het sy sussie gesien en hy het 'n verskriklike drang na sy sussie gehad en op die ou einde wat gebeur het is hy het sy sussie verkragt. En ons lees van vers 23 eintlik hoe Absalom toe nou sy sussie Tamar ingevat het. En dan lees ons verder, dit sê, 2 jaar later was Absalom besig om sy skaap te laat skeer in Baal-Gasor in Efraim. Hy het al sy seuns van die koning uitgenooi. Hy het naamlik na die koning toe gegaan en gesê, ekskuus tog, ek gaan my skape skeer, wil die koning en sy paleispersoneel nie miskien na my toe kom nie? Nee, my seun, beslis nie, was die koning se antwoord. Ons kan nie almal gaan en vir jou oorlas wees nie. Ten spyte van sy aandrang wou die koning nie, maar tog het hy hom voorspoed toegewens. Vers 26. Absalom vra toe vir hom, kan my broer Amnon dan nie maar saamgaan nie? Waarom juis hy? Vra die koning. Absalom het daarop aangedring en die koning het Amnon en al sy koningsseuns laat gaan. Absalom het sy leiwagte beveel, julle moet oplet, net as Amnon lekker jolig raak van die wyn, sal ek vir julle 'n teken gee. Slaan hom dood. Moenie bang wees nie, ek gee myself hierdie bevel. Pak hom. Moenie eers twyfel nie. Die leiwagte van Absalom het met Amnon gemaak soos hulle beveel het en toe al die ander koningsseuns elkeen op sy myl gespring en gevlug. Jy sien, gemeente, bitterheid is nie iets wat so groot is nie. Dis nie iets wat ons op die klok hang nie. Dis nie iets wat ons vir mense vertel. Het jy al ooit gehoor, iemand het vir jou gesê, ek's bitter. Is dit iets wat ons doen? Ons hou dit hier binne, dit wy binne ons harte. En wanneer dit wy in ons harte, dan begin dit so klein. Hy maak 'n klein wortel. En dan word hy al hoe groter. Jy sien, bitterheid kan nie genesing bring nie. Ons dink as ons nou hierdie ding gedoen het,
Soos wat Absalom met sy boetie gedoen het, vir 2 jaar het hy hierdie ding binne hom gedra. Hy het gesê, hierdie ding weeg op my. En hy het gedink, net as ek my boetie kan doodmaak, dan gaan alles beter gaan. Hy het gedink, daar gaan genesing kom uit dit. Maar daar het nie. Daar het nie. Want sien, hierdie opgekropte pyn wat hy beleef het, het eintlik net meer skade gemaak in sy lewe. En my heel eerste preekpunt vanoggend is, bitterheid groei stil wanneer ons dit nie aanspreek nie. Nou ons kan baie maklik sê, maar dit gebeur nie met ons nie. Maar dit doen. As jy nou vanoggend moes bietjie stil raak, en jy sê, het ek bitterheid in my lewe? Is daar dalk onverwerkte gevoelens of situasies wat gebeur het met my, wat ek mee moes deel? Wat sou die antwoord gewees het? Want ons lees in 2 Samuel 13, het sê, dat Absalom het nie daaroor gepraat nie. Hy het dit nie gekonfronteer nie. Toe dit gebeur het, het hy vir sy sussie Tamar gesê, kom bly by my. Hy het dit nie verwerk nie. Hy het dit nie vergewe nie. Dit het hier binne sy hart gebly. Hy het dit geberg, hy het dit binne hom gesit, en hierdie seer was diep binne hom gesit. En gemeente, baie van ons doen dit baie keer dieselfde. Ons almal sê, ons is okay. Ons sê, ons het aanbeweeg. Ons sê, dit is verby, ons kan niks daaraan doen nie. Maar tog is dit nog steeds iets wat net so relevant in ons lewens is. Ons sê, dit is okay, ek is fyn, as iemand vir jou vra, gaan dit goed? Amen, pastoor, altyd verskriklik goed. Maar die realiteit is, al wat jy en ek al gedoen het in ons lewens, ons sit dit weg. Ons bære dit. Dit gaan lê hier agter in jou kop. En die probleem met dit is, dit gaan nie weg nie. Ons sien dit in Absalom se lewe. Hy het vir 2 jaar lank het hy dit net gaan wegbære. Dit het nie genees nie. Dit het eintlik net, daar's 'n pleister oor dit geplak. Jy sien, die waarheid is, wat ons nie in die lig bring nie, sal in die donker groei. Amen? Dit wat ons nie in die lig sit nie, gaan in die donker groei. Dis soos 'n infeksie, dis soos 'n virus. As jy dit nie aanspreek nie, dan gaan dit net meer en meer en meer in jou eie lewe word. Bitterheid groei waar pyn nie aan God oorgegee is nie. En miskien kan jy in jou eie lewe vanoggend sê, daar's een situasie, daar's 2 of 3, daar's dalk meer as een, waar jy sê, ek dra al hierdie vir baie jare saam met my. Dit wroeg my. Dit ontstel my. As ek daaroor dink, dan is die gevoelens nog net so vars, soos wat dit was toe ek het aanvanklik moes hanteer. Want as ons dit nie aanspreek nie, dan groei dit net verder. Jy sien, bitterheid groei op oor tyd. En dit beloof genesing. Wanneer ons nou dit gedoen het, as ons nou gesê het, maar ons het dit aangespreek, soos Absalom gemaak het, hy het nou sy boetie Amnon doodgemaak. Hy het gedink, dit wat ek moet doen om vergifnis te kry, om beter te voel, het toe nou nie vir hom eintlik soveel beter laat voel nie, want wat toe gebeur het is, hy is geskei van sy familie. Hy is geskei van alles wat hy gedink het vir hom belangrik was. Hy moes gaan bly op 'n verre plek. Sien, ons dink dat dit genesing gaan bring, maar eintlik al wat dit doen is, dit bring net meer pyn. En sien, ek praat vanoggend van 'n ernstige ding. Want wanneer ons sê hartsake van die gelowige, dan is dit mos iets vir ons. Ons kan dan nie sê, as ons 'n gelowige is, dat ons nog steeds bitterheid binne ons dra nie. As jy vanoggend hier sit en jy sê, hierdie ding is vars in my hart en in my lewe, dan wil ek jou vanoggend uitnooi en sê, gee dit oor aan die Here.
Moenie dat hierdie ding nog 'n dag onder in die donker wees nie. Gee dit oor aan die Here, vertrou hom om die ding beter te maak. Sien, die Bybel sê, na 2 jare, na 2 volle jare, 2 jaar van dink, 2 jaar van herkou, hy het hierdie ding, dit het uitgewroeg met hierdie idee. Hy het dit amper regverdig. Hy het gesê, ek het die regte ding gedoen. Hoeveel keer het ons al in ons lewens gesê, ons is nou kwaad, en nou gaan ons iewers heen, of ons onttrek, of ons gaan vir hulle wys. En ons regverdig dit. Ons sê, dit was die regte ding om te doen. Maar miskien was dit net die ding wat jy gevoel het, ek wil nie verder seer kry nie, so ek onttrek eerder. Maar die bitterheid, daai wortel het nog steeds agtergebly. En Absalom glo, as ek net iets doen, dan sal dit beter gaan. As ek net iets daaraan doen, as ek net wegtrek, as ek net my boetie vermoor. En in jou eie lewe het ons hierdie selfde situasies wat ons insit. Waar ons probeer dit amper vir onsself so 'n bietjie regverdig. Dit was die regte ding om te doen. En dan kom jy op 'n plek waar jy besef, miskien was dit nie. Miskien was dit nie. As jy kyk na die vrug wat dit afgewerp het, Tamar, sy sussie was nog steeds gebroken. Sy's gemolesteer. Dit is iets bitter ernstig. Dit het nie ons seer weggevat nie. Inteendeel, moes sy dit onderdruk, want die tyd waarin hulle geleef het, was daar net gesê, jy praat nie verder daaroor nie, vergewe jou boetie. Dis wat vir haar gesê is. En sien, ons kan baie keer in situasies, dan kan ons dit so probeer regverdig, al is dit nie reg nie. Al is dit nie reg nie. Jy sien, Dawid was verpletter gewees. Sy seun, wat hy verskriklik voor lief was eenkant gewees. Absalom word verban. Later lei dit tot die veroordeelheid van Israel. Daar is vrug. En 'n paar weke terug het ons juis gepraat oor dit wat ons saai, dit sal vrug dra. En as ons bitterheid saai, gaan dit 'n vrug afwerp. Dis die belofte. Jy sien, gemeente, niks is genees nie. Niks in hierdie familie was genees deur dit wat gedoen is nie. Inteendeel was alles vererger. En dit voel baie keer reg as ons so 'n bietjie onttrek, as ons nie die ding hanteer nie. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, as jy vanoggend hier sit en jy sê, jy sien ding wat die Here, die Heilige Gees binne my hart vanoggend wakker maak, dan wil ek jou uitnooi en sê, hanteer dit in jou lewe. Moenie laat dit groei nie. Moenie laat hierdie ding verdiep nie. Moenie iets doen wat jy gedink het, jy sou nooit doen nie. Sien, want bitterheid voel baie keer reg, selfs wanneer dit verkeerd is. Want ons voel dat, maar ek is ons gereg. Bitterheid genees nie die pyn nie. Dit maak dit toe. En jy kan nou sê, tyd sal genees. Ons almal sê dit, nee, jy hoor mense sê dit, tyd sal genees. Tyd sal genees as ons daaraan werk, dis die Bybel. Ons genees nie net nie, niks in ons lewens gebeur net nie. Jy kan nie verwag dat hierdie wat jy rondgedra het vir 20, 30 jaar net gaan genees nie. Want wanneer dit weer opkom, dan is dit net so vars. Geen tyd gaan genees as ek as gelowige nie iets daaraan doen nie. Geen tyd nie. Jy sien, die Here nooi ons nie om bitterheid te hê nie, maar om vergifnis te hê. Miskien sê jy vanoggend, ek weet nie hoe ek die mense gaan vergewe wat hierdie aan my gedoen het nie. Ek weet nie hoe gaan ek dit doen, want op hierdie oomblik voel dit net so onmoontlik vir jou. Jy sê,
Jy sien ding, my hart klop vinniger. Dit voel of ek nie in beheer is van hierdie situasie nie. Nou wil ek vanoggend vir jou sê, as jy jouself oorgee vanoggend en in hierdie tyd, en jy sê, Here, kom doen iets in my hart. Dis juist om ons hierdie hartsaak te doen. Die Here moet iets aan ons hart kom doen. Ons kan nie verander wat met ons gebeur het nie. Ek kan nie vir jou sê dat dinge nou weer net outomaties beter gewees nie. Maar wat ek vir jou kan sê is dat God jou wil ontmoet in jou seer, in jou swaar kry, in daai onsekerheid, in daai pyn. Glo ek vanoggend, God wil jou ontmoet. Na alles wat gebeur het, sien ons iets belangriks. Dawid begin verlang na sy seun. Daar is ruimte om te herstel. En God het 'n pad gemaak vir versoening. God gebruik vir Joab wat 'n plan bewerkstellig om vir Dawid en Absalom weer bymekaar te bring. En miskien sê jy vanoggend, maar ek weet nie, hoe gaan ek dit doen nie? Dan wil ek vir jou sê, God sal 'n plan bewerkstellig om die herstel te bring as jy daarna soek. God sal vir dit vir jou doen. Stel jouself op en sê, Here, ek sal doen wat U van my vra. Absalom hou vas aan bitterheid, maar steeds is God besig, om so in die agtergrond besig om vir Joab in sy hart voor te berei om te sê, ek maak 'n weg. God se hart is nie dat ons vasgevang word nie, dat ons vasbly in die dinge nie, maar God se hart is dat jy kan sê, ek is vry. Ek kan lewe soos wat God wil hê ek moet lewe. Ek kan in plekke ingaan waar ek kan sê ek is vry, ek kan net doen wat God wil hê ek moet doen. Dis God wat ons nooi en hy sê, los dit. Miskien staan jy op 'n plek vanoggend waar jy sê, hierdie ding is swaar. Miskien is dit plek en tyd waar jy sê, los dit nou, gee dit weg, gee dit vir die Here en maak distansie tussen jou en hierdie bitterheid. Sit dit daar, ver weg van jou af. Miskien is dit vanoggend tyd dat jy daai swaard moet neersit. Jy's nou klaar geveg. Jy sien, ons kan nie sê ons wil herstel hê en vergifnis hê, maar ons het nog steeds die swaard in die hand. Ons is nog steeds reg om te beklei en te steek elke oomblik wat ons kry nie. Dit is nie vergifnis nie. Sit vanoggend, lê daai swaard neer en sê, Here, ek gee oor. Ek kan nie meer hierdie ding doen nie. En miskien is dit vanoggend net een ding. Dis 'n keuse. Ek kies vanoggend om te doen wat U van my vra, 'n pad van vrede. Miskien het jy goed vir mense gesê wat seer gemaak het. Miskien het mense goed aan jou gedoen wat seer gemaak het. Dan is daar 'n pad vanoggend na vrede toe. Maar dit begin by 'n keuse. Sien, vergifnis beteken nie dit wat gebeur het was reg nie. Miskien is jy ingedoen. As jy kyk na Tamar se lewe, dit was 'n verskriklike ding wat met haar gebeur het. Dit was nie reg wat gebeur het nie. En vergifnis beteken juist nie dat ons nou sê dit wat almal gedoen het was reg nie. Maar vergifnis beteken ek sal nog steeds kies dat die Here in my lewe werk. Jou pyn was nie klein nie. Dit wil ek vanoggend vir jou sê. Dit wat jy dalk deurgegaan het was swaar. Dit was moeilik geweest. En die Here sien dit raak. Maar vergifnis beteken dat ek weier om langer hieraan vas te hou. Dat ek die beheer moet hê oor elke ding wat met my nou verder gebeur. Vergifnis beteken ek maak my hande oop en ek sê, Here, vat my hand. Lei my, wys my in watter rigting ek moet gaan.
Vergifnis verander nie die verlede nie, maar dit bevry my van die verlede. Dit maak my vry van dit met wat met my gebeur het. En God gee vir elkeen van ons 'n uitnodiging. Daar's 'n uitnodiging van God vir oggend. Absalom se tragedie was nie sy seerwees nie, maar hy het vasgehou daaraan. Dit was nie eers sy seer gewees nie, maar hy het vasgehou daarvan. Bitterheid beskerm jou nie, bitterheid genees jou nie, en bitterheid gaan nie vir jou rus gee nie. Die Here nooi jou vandag en hy sê, sit hierdie bitterheid agter jou. Moenie dat jy verder vasgevang word in dit nie. Kies vergifnis. Kies om te sien hoe God 'n pad gaan bewerkstellig, selfs wanneer jy sê, ek weet nie hoe nie. Kies om God te vertrou, want hy is 'n getroue God. Hy sal 'n pad maak, hy sal dit doen. En die belangrikste ding wat die Here jou vandag na toe nooi, is die Here sê, ek wil jou vrymaak. Ek wil jou vrymaak. Ek wil nie jy moet enigstens verder heen vashou nie. Dit is tyd om los te maak. Ek wil vanoggend net waar jy sit vanoggend vir jou oomblik skep. Net jy en die Here. Praat met die Here oor, as jy daar 'n situasie is in jou lewe wat nog nie waaroor jy lekker voel. Praat vir 'n oomblik oor die Here. Met die Here daaroor. Ons word stil. Here, U ken ons harte. Here, U sê vanoggend, U ken ons seer. Here, U weet dat die dinge waardeur ons gegaan het, is nie maklik nie. Miskien is ons ingedoen.
Maar Here, U sê, U sien alles raak. Here, dankie dat niks van U weggesteek is nie. Here, en ek wil kom bid vir elke persoon wat vandag voel, asof hulle iets het wat hulle moet oorgee aan U. Here, dat hulle die vrymoedigheid sal kry om dit te doen, maak nie saak hoe moeilik hierdie vir hulle is nie. Here, dankie dat U lief is vir elke persoon wat hier voor my staan. Here, ek wil op hierdie oomblik praat. Ek vra, Here, dat die Heilige Gees binne elke gelowige nou met hulle sal praat. Here, dat U 'n bewustheid sal skep. Raak hulle aan, Here. Bring genesing, Here. In hierdie oomblik, Here. En ek wil kom bid, Heilige Gees, Here. Versterk die wat moeg voel, wat hierdie al vir so lank dra. Ja, ek wil kom bid vir vergifnis. Ja, ek wil kom bid vir 'n pad, wat U vir elke persoon, wat 'n pad nodig het, sal maak. Here, dankie dat U nie klaar is. Moenie laat hierdie oomblik vanoggend verbygaan met die teenwoordigheid van die Here so sterk vanoggend hierso